Goeiedag, ons delf vandag in bronne oor 'n spesifieke boek, die Boereboek. Dis deur Dr. Lets Pretorius. Die subtitel sê nogal bare, die boervolk in die lig van die 21ste eeu. Ja, en jy het van ons nogal 'n paar interessante uittreksels gestuur. Ons het die voorwoord, bedankings, selfs die inhoudsopgawe en definisies. O, en daai gedig heel voor. Dit voel dadelik na iets, ja, diep persoonlik. Absoluut. En die storie agter die boek is, wel, dis nogal iets. Dit is gebaseer op sy meestersgraad. O ja. Ja, hy het dit met lof gekry by Noordwes Universiteit. Maar die ding is, hy was toe reeds besig om tronkstraf uit te dien. Verhoogverraad, né? Dis reg. Presies. In Sonderwater. Prof. Andrei Duvenhage skryf in sy voorwoord, dis deeglik omvattend nagevors. Hy sê wel, dis polemies. Maar hy reken dis 'n unieke bydra, veral tot die gesprek oor identiteit, boer versus Afrikaner. Goed. So dis die kern. Die boek probeer hierdie onderskeid tref tussen 'n breër Afrikaner en 'n meer spesifieke boer. En dit fokus op, wat noem die boek dit nou weer? Basa 21. Blanke Afrikaanssprekende Suid-Afrikaner van die 21ste eeu. Jep, Basa 21. En die hoofargument is dat hierdie twee groepe, boer en Afrikaner, histories net nie dieselfde pad geloop het nie. Hoe so? Wel, die boek sê daar's groot verskille. In kultuur ja, maar veral in gesindheid, jy weet. Die boeridentiteit word sterk gekoppel aan 'n republikeinse ideaal, 'n strewe na vryheid. Terwyl die breër Afrikaner, of wat die boek soms 'n kolonialer noem, meer koloniaal ingestel was, of is. Reg. Die boek suggereer selfs dat die idee van een groot Afrikaner-nasie in die 20ste eeu, dat dit deels sosiale ingenieurswese was, nie heeltemal natuurlik nie. Wow, okay. Dis 'n sterk stelling. En die skrywer se eie lewe speel sekerlik 'n rol hierin. Die bronne wys daarna. Definitief. Sy seun, Dr. Johan Pretorius, noem dit ook in sy voorwoord. Sy pa was sy hele lewe lank betrokke by sogenaamde volksake. Ja, ek sien die name hier. HNP, KP. Presies, van daai regse partye tot wel die AWB. Hy was by die stigting van die APK Kerk, die Afrikaanse Protestantse Kerk. Selfs kultuurgoed soos Bokkieweek en dan natuurlik later die Boeremagverhoor oor hoogverraad. En die seun sê die idee vir die boek het juis daar ontstaan, in die tronk. Dis wat hy skryf, ja. Dit gee nogal 'n lading aan die hele projek. Goed, so die boek vat hierdie persoonlike agtergrond, hierdie politieke pad, en probeer dit met akademiese navorsing meng. Korrek, dit gebruik daardie navorsing, die meestersgraad, om te sê die boervolk is 'n politieke wetenskaplike werklikheid. Dis nie net 'n gevoel nie. Hoe bou dit daai argument? Dit kyk stories, fases van identiteitsvorming, sommer van 1652 af. Die groot trek word gesien as 'n sleuteloomblik, toe daai skeiding tussen boer en kolonialeer volgens die boek regtig verdiep. En dit loop deur tot vandag, pos 1994. Ja, en dit identifiseer spesifieke goed, kulturele merkers, weet simbole soos die vierkleurvlag, gebeure soos die Vryheidsoorlog. Die Anglo-Boereoorlog. Daai ja, wat spesifiek as definierend vir die boeridentiteit gesien word. Dit klink of die boek nogal direk praat met mense wat dalk onseker voel, of verdeeld, binne daai Basa 22 groep. Presies. Die doel, veral as jy die bedankings lees, is blykbaar om, helderheid te bring. Dit wil mense aanmoedig om 'n keuse te maak oor wie hulle is, om spesifiek te sê, ek is deel van die boervolk, en om daartoe te verbind. En dit word gesien as die pad vorentoe? Vir oorlewing en selfbestikking. Dis hoe dit voorgehou word, ja. Vir daardie spesifieke groep. Goed, so kom ons probeer dit saamvat. Ons kyk na bronne oor 'n boek wat 'n baie spesifieke argument maak. Boer versus Afrikaner. Die skrywer het 'n unieke agtergrond polities en persoonlik, en die werk self is akademies gebaseer, al word dit polemies genoem. Ja, ek dink die kern, die eintlike punt, is hierdie stelling. Daar is 'n boeridentiteit. Histories anders, kultureel anders, gekenmerk deur daai republikeinse vryheidsstrewe, en dis fundamenteel anders as die breër Afrikaner identiteit. 'n Identiteit wat volgens die boek dalk so bietjie kunsmatig aan mekaar geset is op 'n stadium.
Deur sosiale ingenieurswese, ja. Ja. Die hele argument hang aan hierdie interpretasie van die geskiedenis, van kultuur, en dit bied homself aan as 'n soort blouprik vir die toekoms van hierdie boervolk. Dit laat nou mens nogal dink, né, as jy identiteit so fyn begin afbaken, gebaseer op spesifieke geskiedenislesings en gesindhede soos hierdie boek te doen. Watter impak het dit? Watter ruimte bly oor vir gedeelde stories, gedeelde toekoms, selfs net binne daai diverse groep wat die boek self Bassa 20 noem? Dis nogal iets om oor wonder.